Welkom by vandag se boodskap waar ons besig is om te werk deur die Advent van Hoop. En die Adventstyd is dan nou ook die begin van ons kerkkalender en hierdie Sondag steek ons die eerste Adventskers aan tot en met die geboorte van Jesus Christus. Nou vandag se teksgedeelte kom vanuit Romeine 8 vers 18, vers 24 tot 25 en ek lees vanuit die Afrikaans 83 vertaling uit. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop, wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Tot sover die skriflesing. Paulus se woord verwag is apekdegomai, 'n woord wat beteken om vorentoe te leun, soos iemand wat iets hoor kom. Advent is presies dit, vooroorgeleende hoop. Hoop wat asemhaal deur te wag. Hoop wat nie net geduldig is nie, maar gereed staan met sekerheid dat iets kom. Jurgen Moltmann het gesê, ware hoop maak jou rusteloos, nie omdat jy twyfel nie, maar omdat jy weet, die toekoms van God is nader as wat jy dink. Die metafoor wat Paulus gebruik is geboortepyne in hierdie teksgedeelte. Hy praat van pyn, maar van pyn met rigting, pyn met betekenis en pyn met belofte. Advent beteken nie dat pyn ophou bestaan nie. Dit beteken dat pyn dalk juis die wegspringplek is vir 'n nuwe lewe, van groei en van nuutmaking. So vra jouself vandag hierdie vraag, wat laat jou hierdie Advent in hierdie tyd laat vooroorleun? Waar hoor jy die voetstappe van God se nuwe begin? Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. God van volhardende hoop, leer my om te wag soos iemand wat die voetstappe van nuwe lewe hoor aankom. Open my oë vir die heerlikheid wat U besig is om te vorm. Maak my gereed vir wat kom en mag ek oop wees vir dit wat U in my wil kom doen. Amen.